weer by u tuis te kan gaan terwyl ons so 'n stukkie uit die woord uit gaan lees. Ek wil graag iets aanhaal van die gedeelte uit Psalm 91, wat in die eerste 7 versies lees. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal verdra in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug, my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal laat red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en pantser. Glo ons vandag nog in God? Vertrou ons werklik op die Here vandag? Daar is so baie mense wat hier so baie dinge gaan, met die mond getuig het so maklik, dat hierdie probleem en daardie probleem het hulle. Maar hulle spreek so negatief. En ek hoor bitter min mense wat ooit sal sê, weet dit gaan maar 'n bietjie moeilik, maar ek weet die Here gaan vir my deurkom. En dat dit nie net woorde sal wees in die verstand nie, maar dit regtig sal wees wat kom uit die hart uit. As ons daardie geloof het, dan sal God ons vir ons deurkom. Dit is wat ons op passie gelees het, hoe die Here ons sal beskerm. Daar was 'n man met die naam van Dr. David Livingstone. Hy het daar in die sentrale Afrika, daar in die 1940s, het hy gaan mission work gaan doen. Weet daar het 'n voorval plaasgevind. Hy was 'n sendeling gewees. Haar eerste voorval plaasgevind is, hy het gehoor dat een van hierdie stamhoofde het hom begin dreig vir hom en vir almal wat in die kamp was daar in die Afrika, dat hulle hom gaan doodmaak. En hy en sy hele spannetjie het by mekaar gekom en gebid. Hy sê, Here, red ons asseblief uit hierdie kloue van die vyand wat ons wil leed aan wil doen. En weet jy, hulle het gebid, die bestemde tyd het aangebreek, en daar het niks gebeur nie. 2 jaar later toe kom hierdie stamhoof by Dr. David Livingstone aan, waar hy gevra het vir dokter, ek is siek, wil jy my nie help nie? Ja, graag, Dr. Livingstone het hom graag gehelp, het hom gesond gekry. En die dokter vra eendag vir hom, sê vir my, onthou jy, daar was 'n tyd gewees wat jy so graag ons wil uitgerooi het, wat ons wil doodgemaak het? Ja, sê die stamhoof, hy sal dit nooit vergeet nie. Hy vra maar, wat het gekeer, dat jy ons leed wil aandoen? Hy sê, toe hy kom, die saam met al sy manne, was daar 39 wesens gekleed in blindklere. Hulle was so bang geweest dat hulle weggehardloop. So het die Here die gebede aangehoor van Dr. Livingstone en sy mense. Want daar staan geskrywe in Jakobus 5:16 dat die vurige gebed van 'n regverdige het baie krag. Daarom is dit so belangrik, wanneer ons bid, dat ons sal bid uit ons harte uit, en nie uit ons gedagtes uit nie, of uit ons verstand uit nie, of uit kennis uit nie, maar met geloof. Want geloof is wat God behaag. Hy soek graag daai vertroue. Ons kan dink daar in Daniël 6, daar waar Daniël gevang is, dat hy vir die Here God die Almagtige aanbid het. Terwyl die skrywer gaan dit nie mag doen nie. Hy het nie opgehou nie, hy het op God vertrou. En toe hy die leeukuil gegooi was, het God die hongerkake van die leeu's toegesluit. Dit is wat geloof doen. Gebed van ander sake. Weet jy, as ons dink dit daar in Matteus 6, daar het 5000 mans
sonder die getal van vrouens wat by mekaar gekom het. Dit is 'n groot groep skare, om te kom luister na Jesus. Met 2 visies, met 5 brode, het die Here almal gevoed. Hy het 2 visies geneem in sy hand, hy het die brood geneem en het gedank, en hy het die mandjies, 12 mandjies vol brood gemaak en vis. Almal was gevoed gewees. Want hy sê dit al nie, daar het nog oorgebly na die tyd. Almal was versadig gewees. Oor die 5000 mense was gevoed gewees. Is daar omstandighede in u lewe? Is u bekommerd vandag? Moenie bekommerd wees nie. Vertrou op die Here. As hy dit gedoen het vir 5000 mense, hoekom sal hy dit ook doen vir jou en vir my nie? As hy Daniel se gebed verhoor het, toe Daniel sy nodig gehad het, hy het getrou op my teenoor sy God, hoekom sal God nie jou gebed ook verhoor, as jy met volle geloof tot God bid nie? As jy voel jou kaste is leeg, as jy voel jou omstandighede druk, God sal voorsien. Vertrou net op die Here. Weet jy, daar het die verhaal die vertel het van Dr. Livingston. Hy het gegaan na die kerkie toe, wat hom uitgestuur het, wat hom financier. Hy vertel vir hulle van die verhaal wat gebeur het. En hulle vra vir hom, maar dokter, sê gou vir my, wanneer het hierdie voorval plaasgevind? Hy gaan kyk daar na hulle registers, want hulle het so opname van as 'n lys by hulle by die bywoningslys dit opsoek. Tot die bywoningslys gaan opsoek het op daai dag, toe sien hulle daar was 39 mense daai aand gewees wat spesifiek gebid het vir sendelinge. Presies die getal hoeveel wesens, daar was 39 wesens ook gewees in blink klere. Is dit nie wonderlik nie? Gebed het nie grense nie. Ons kan vir mekaar hier bid en God se hand kan in beweging kom ver enige plek in hierdie wêreld. Kom ons bid vir mekaar, ons vertrou op die Here. Here, as daar enige iemand vandag is, Here, wat u nodig het, ons vra asseblief dat jy by sal staan. Ons vra, Here, dat jy sal onderneem, my God. Ons weet, Here, die stryd is maar moeilik hier buitekant. Party mense is daar by huis, Here, en hulle soek, as 'n papa wat ook 'n werk soek om sy kindertjies te voed, Here, dat u daar sal voorsien, Here. Daar is ook siekte ergens in 'n huis, my God, dat u sal genesing sal laat geskied. Ons bid, my God, dat as daar iemand in die moeilikheid, Here, en as was hier sy haar skuld gewees nie. Ons weet die regverdige God dat u sal onderneem. Dankie, Here, dat u met ons is. Here, ons bid nie net uit die verstand uit nie, maar ons bid uit die hart uit, my God. Want ons bid met geloof, want geloof laat u hand in beweging bring, my God. Seën elkeen wat hierna luister, en laat die woord uitgaan na elkeen wat dit nodig het. Amen. Mag jy vandag 'n geseënde dag en mag die Here onderneem in die behoeftes. Totsiens.